Waar kom Pinkster vandaan? Enigiemand wat weet waar kom Pinkster vandaan? Waar in die Bybel staan dit geskrywe? Dat ons 10 dae moet saam met mekaar kom en afsonder vir die Here? Dit staan nêrens in die Bybel nie. Daar's baie kerke wat dit nie doen nie. Baie kerke doen dit nie. Hoekom doen die NG Kerke? Ek kan nie die jaartal meer onthou nie, maar baie jare gelede, ek dink dit is 'n 18 something, ek is nie heeltemal seker waar nie. 1852, 1856, nee, van Job, daar rond, nee, gaan lees die geskiedenis. Toe Dr. Andrew Murray predikant was in Wellington gemeente, was daar 'n diepe behoefte om te bid dat daar herlewing in die kerk in Suid-Afrika sou kom. En skielik eendag het dit gebeur. Op 2 verskillende plekke het dit amper gelyktydig gebeur. In die Rida Kerk in die Parel het dit gebeur, waar 'n dominee eendag 'n visioen gesien het terwyl hy op die kansel was en hy het dit net begin praat. En die mense het wat eenvoudig verstom gewees oor wat daar gebeur het. Hy is die volgende dag huis toe, hy's huis toe daai dag en die volgende oggend is hy besig met sy stilte tyd en die Here druk dit op sy hart. Hy moet kerk toe gaan. As jy by die kerk kom, jy sien die kerk gepak met mense. Jy het almal dieselfde boodskap gekry. En hy het begin preek. En die mense het eenvoudig by hulle honderde tot bekering gekom. En dit was die begin van herlewing in die kerk in Suid-Afrika. Die tweede gedeelte, die tweede storie wat daarmee saamhang is dat in 'n gemeente so ietsie daarvandaan af weg, het mense net totaal onder bewussyn gekom van hulle sonde en hulle het gebreek voor die Here en hulle het hulle skuld kom bely en hulle het reggemaak met God. En iemand in die gemeente was baie bekommerd oor dit en hulle bel toe, maak die kontak met die telefoon as jy dit gehad het. Maak hulle kontak met Dr. Andrew Murray wat in Wellington is en hulle sê net die kom kyk en hy het daar staan die moderator van die kerk. Nou moet jy kom kyk wat hier aangaan en hier is 'n lelike ding aan die gebeur. En toe hy daar kom en hy sien hierdie mense eenvoudig vrou breek voor die Here. Toe sy knieë geval en begin bid, dankie gesê vir die Here en al sy gebede was vir jare gewees. En van daar af doen ons Pinkster. In die begeerte, in herdenking oor herlewing wat in ons eie kerk uitgebreek het, maar ook omdat dit vir ons 'n diepe behoefte is om ook weer so voor die Here op te breek. Hoe anders sal ons lewens lyk as ons nie eenvoudig nou oop voor die Here kom staan en sê Here, maak my nuut. Ek veg my eie geveggies hier. Ek stoei my plekkie oop in hierdie wêreld. Maar hoeveel beter sal dit nie wees as ons net breek voor God en sê neem my lewe, laat dit U se wees. Ek dink dit is nodig dat ons van tyd tot tyd deur sulke seisoene gaan waar ons iets skoonmaak vir die Here. Al die ou gifgasse wat opgebou is uit ons stelsel uit. Ek hoop dat Pinkster dit vir jou sal beteken. En dat jy in hierdie paar dae wat ons saam is, dit sal regkry. Ons gaan lees uit die woord van die Here uit Openbaring 1. Openbaring 1, ons gaan 18 verse daar saam lees. En dit is vir die boek Openbaringe is dit seker die inleiding tot die grootste oorture wat daar nog is. Ek hoop dat jy dit saam met my sal geniet. Ons moet eers. Hemelvader, ons wil graag U woord verstaan, indrink, ons eie maak. Ons wil U ken en U aanbid met al die emosie en oorgawe wat daarby hoort. Ons verstaan so min van U grootheid. Ons praat so gemaklik oor U heiligheid. En dit getuig dat ons eintlik maar niks weet. Ons is soos leë houers wat vandag voor U wil kom staan. Kom
vul ons met die grootheid, met die heiligheid. Kom maak ons weer diep onder die indruk van u almag en ons gebrokenis. Kom maak nuut dit wat soos met die tyd saam sy glans verloor. Laat die koninkryk heel eerste in my kom. Bring herstel en genesing. Bring heelheid en nuwe energie. En laat dit dan van my af deur ons gemeente spoel na elkeen toe. Laat dit deur ons gemeente spoel na elkeen van die strate waar ons leef, die oproepe wat ons maak. Maak dat ons weer verras word deur u grootheid. Ons wag gereed om dit vir ons te deel in hierdie tyd. Laat die koninkryk kom. Laat die wil. Geliefdes, Openbaringe 1, ons lees die eerste 18 verse saam. Dit is 'n openbaring wat van Jesus Christus afkom. God het dit aan hom gegee om aan sy diensknegte bekend te maak wat binnekort moes gebeur. Hy het dit toe aan sy diensknegt Johannes gegee deur sy engel na hom toe te stuur. Johannes het getuienis gelewer van alles wat hy gesien het, wat God gesê het en wat Jesus getuig het. Geseënd is die een wat die woorde van die profesie lees, asook die wat dit hoor en gehoorsaam, wat daarin geskrywe staan, want die tyd van beslissing is naby. Hierdie brief kom van Johannes en is gerig aan die 7 gemeentes wat in die provinsie Asië geleë is. Genade en vrede aan julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die betroubare getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, en wat heers oor die konings van die aarde. Aan hom wat ons liefhet, en ons deur sy bloed van ons sondes verlos het, en ons laat deel in sy koninklike regering. Aan hom wat ons priesters vir God sy Vader gemaak het, aan hom behoort die heerlikheid en die krag vir ewig en altyd. Amen. Kyk, hy kom met die wolke. Elke oog sal hom sien, ook hulle wat hom deurboor het. Al die nasies op aarde sal jammerlik oor hom huil. Ja, amen. Ek is die Alfa en die Omega, sê die Here God, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Ek is Johannes, julle medegelowige. Deur ons hegte verhouding met Jesus deel ons saam in die swaar kry, maar ook in sy heerskappy en in die volharding. Dit het gebeur dat ek op die eiland Patmos beland het, omdat ek 'n boodskap, omdat ek die boodskap van God en die getuienis wat deur Jesus gelewer is, gepreek het. Op die dag van die Here was ek in die greep van die Gees en het reg agter my 'n harde stem soos 'n trompet hoor sê: skryf wat jy sien in 'n boekrol neer en stuur dit aan die 7 gemeentes na Efese, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea. Ek het omgedraai om te sien wie se stem dit is wat met my praat. Nadat ek omgedraai het, het ek 7 goue kandelare gesien en in die middel van die kandelare iemand soos die seun van die mens. Hy het 'n kleed aangehad wat tot op sy voete gehang het en 'n goue band was om sy bors vasgemaak. Sy kop en sy hare was wit soos wol, so wit soos sneeu en sy oë soos 'n vuurvlam. Sy voete was soos gepoleerde koper wat in 'n smeltoond gloei en sy stem soos die geluid van baie waterstrome.
In sy regterhand het hy 7 sterre vasgehou en uit sy mond het skerp swaard met 2 snykante gekom. Sy gesig het helder geskyn soos die son in al sy skyn. Toe ek hom sien, het ek voor sy voete neergeval soos 'n lijk. Hy het sy regterhand op my gelê en gesê: "Hou op om bang te wees, ek is die Here, ek is die eerste en die laaste en die lewende. Ek was dood en kyk nou leef ek vir altyd en ek het die sleutels van die dood en die doderyk." Ons lees uit die woord van God. Vriende, die Bybel is deur baie verskillende skrywers geskryf. Groot dele van die Bybel is geskrywe deur Paulus. Dis nou sommer net onnodige inligting. Hierdie verskillende skrywers het elkeen 'n diep besef gehad van wie God is. Elkeen van hulle. Oor 1800 jaar is hierdie geskrifte geskryf. Elkeen in sy eie tydsgleuf, met sy eie politieke woelinge, met sy eie godsdienstige vrae, en elkeen het sy eie kuns na vore gebring. Daar was ouens wat gedigte geskryf het en gebede neergeskryf het. Daar is ouens wat wysheidsliteratuur geskryf het. Daar is ouens wat fiktiewe verhale geskryf het. Daar is ouens wat geskiedenis geskryf het. En dan is daar ouens wat apokaliptiek gebruik het as die voertuig waardeur hulle die boodskap wil oorkom. Elkeen van hierdie skrywers het 'n diep ontzag en eerbied vir God gehad. In die tyd nadat die laaste boeke van die Bybel geskrywe is, was daar baie ander boeke wat geskrywe was en wat mense om gesag aan die boek te gee, gesê het Paulus, 'n disipel van Jesus, het dit geskryf. Of Thomas het dit geskryf. Of hierdie is 'n boek van Petrus wat en dan later dan ontdek hulle vir daar's nog 'n boek wat in die Bybel moet wees. En so het die kerk destyds bymekaar gekom, al die kardinale het bymekaar gekom, daai tyd was die kardinale nie dominees nie. Hulle almal bymekaar gekom van reg oor die wêreld het die keiser hulle laat bymekaar kom en sê sorteer nou hierdie gemors uit. Want julle lees elkeen julle eie boeke en dit werk nie. Julle is besig om die Christelike geloof te laat verval in 'n klomp verskillende iets. En so het hierdie ouens bymekaar gekom en hulle die deure gesluit soos vir die Paus se verkiesing en hulle het begin bid. En gesê, Here, wat is waar en wat is nie waar nie? En oor 'n baie lang so vastyd en dinktyd en gebedstyd het hulle gekom by een belangrike rede wat hulle as die Bybel sou beskou. En dit is wanneer die naam van God drie-enig uitgebou en verheerlik word. Wanneer daar boeke was wat meer vertel het van hoe oulik hierdie disipel was, hoe oulik hierdie persoon was, het hulle gesê dit is nie waaroor. Ons moet onderskeid tref tussen wanneer iets oor God gaan en wanneer iets oor mense gaan. So is daar pragtige historiese verhale van hoe is dit Petrus of Paulus wat een aand by 'n plek gekom het en in 'n bed gaan lê het en daar was 'n klomp mure in die plek gewees en hy het toe net gebid en die mure gebied hulle moet uit die kamer uitgaan en toe van al die mure gebid uit die kamer uit. Dit is 'n mooi storie. Maar waaroor gaan dit? Dit gaan oor hoe oulik die ouens wat gebid het. Nee, dit gaan nie oor die oulik God is. En sulke goeders het nou gesê, ons gaan nie hierdie boek in die kanon inpas nie. Kanon beteken die boek is nou, dit is die kanon. En daarom het hulle sekere geskrifte uitgehaal en baie mense sal nou vandag sê, maar dan moet daai boek ingewees het, dan moet daai boek ingewees het. En later het hulle hierdie boek ontdek, dan moet hierdie boek ingewees het.
En by daardie vergadering het die ou gesê, dit wat hier in die geskrywe staan, bevat alles wat jy nodig het om 'n lewende verhouding met God te hê. Jy het nie nodig om nog iets by te sit. Hier's genoeg om te bestudeer sodat jy op die ou ene in 'n lewende, kragtige verhouding met God kan staan. Daarom moet ons die Bybel elke dag lees. Dit is om te gemaak, nie iets ook nog napas. Die Bybel, vriende, was nooit bedoel om wettiese riglyne te gee. Dit het sekere wettiese riglyne ingehad omdat dit deel van 'n spesifieke kultuur was. Maar dit was nooit bedoel om 'n wettiese boek te wees. Nooit was die bedoeling van die Bybel dat ek en jy daardeur lees en ons 'n versie raak lees en sê, dit moet so wees. Kom ek gee julle 'n voorbeeld. Daar is mense wat sal sê, maar jy moet in die oggend jou stilte tyd hê. Jy moet. Hoekom? Want in Markus 1 vers 35 het Jesus gesê, hy het vroeg die môre, soos wat sy gewoonte was, uitgegaan om alleen met sy Vader te praat. As ons dit wetties wil sien, dan is dit waaroor dit gaan. Elkeen moet in die oggend voor hy sy voete van sy bed afhaal met hy eers stilte tyd. Maar dis nie 'n wettiese boek nie. Dit is 'n verhoudingsboek. Dis 'n boek wat jou help om in 'n lewende verhouding met die Almagtige God te kan staan. Alles wat dus in hierdie boek geskrywe staan, moet jou help sodat jy in 'n verhouding met God kan wees. Reg deur die Bybel is daar hierdie goue draad van God wat geskep het, mense op aarde geplaas het en 'n begeerte het om met hulle in 'n lewende verhouding te wees. Wanneer hy met sekere mense en sekere volksgroepe 'n pad begin loop het, dan was dit sodat hulle 'n seën kan wees. Daar's 2, 3, 4 plekke in die Ou Testament waar daar staan, ek seën jou sodat jy 'n seën vir die nasies kan wees. God het 'n doel met elke gelowige. God se doel met elke gelowige is 1 om in 'n lewende verhouding met hom te kon staan. 2 dat dit wat jy van God ontvang, jy weer sal uitdeel. Dit is ons doel op aarde. As jy ooit wonder oor wat is die wil van God, daar het jy die antwoord. Dat jy in 'n lewende verhouding met God sal wees, en dit wat God vir jou gee, dat jy dit vrylik verdien sal uitdeel. Dan is jy besig om God se wil uit te leef. Jy kan God se wil uitleef as 'n onderwyser in Suid-Afrika of as 'n tegnoloog in Australië of as 'n ingenieur in wat sê Zimbabwe. Wat jy daar wil doen. 'n ingenieur in Duitsland. Jy kan dit doen op enige plek. Die wil van die Here is nie vir jou om ergens heen te trek nie. Die wil van die Here is om daar waar jy is, in 'n lewende verhouding met hom te wees en daar 'n seën te wees vir die mense. Goed, nou het ek heeltemal afgedwaal. Elke skrywer gebruik dus hierdie een gawe wat hy het om in hierdie styl wat hy doen 'n boodskap te gee. Om dus die boek Openbaring te verstaan, moet ons verstaan dat dit nie een of ander magiese taal, 'n prentjie is op iets wat dalk eendag gaan gebeur en hoe ons daai laaste paar maande voor die wederkoms moet interpreteer. Dis nie waaroor die boek gaan. Dan mis ons die punt. Die boek Openbaringe kom uit 'n baie spesifieke geskiedenis. As ek en jy dus die boek Openbaringe wil lees vanuit ons westerse kultuur van die 21ste eeu, gaan ons vasval soos wat ons al in die 20ste eeu vasgeval het.
Want jy het ergens hierdie opspraakwekkende antwoord oor 'n betekenis, net om net te sê, o, maar dit weet ek nie, die Here dit moet iemand openbaar. Die Bybel is nie veronderstel om een of ander misterieuse boek te wees, wat jou bang maak. As daar enige vrees by betrokke is dit nie van die Here nie, weet dit al. Dit moet jou trek in 'n lewende verhouding met God. Dan lees jy die boek reg. So hier is die geskiedenis wat ons moet verstaan van die boek Openbaringe voordat ons enigins raak om verder daarmee te stuur. In die jaar 90 na Christus word 'n keiser aan bewind geplaas met die naam van Domitianus. Hy was die wreedste keiser wat daar in die geskiedenis van die Romeinse Ryk was. Hy het dit 'n nasionale sport gemaak om Christene te jag. Hy het hulle doodgemaak so vinnig as wat hulle kon sien. Hy het oral mense gehad wat in die verskillende gemeenskappe geïnfiltreer het en sy geheime agente was om hierdie Christene uit te wys en hulle dan te vang en hulle dood. Oor hom was daar 'n keiser met die naam Nero. Nero het een of ander siekte gehad wat sy kop 'n bietjie laat raas het, veral later in sy lewe. En hy het op 'n stadium hierdie vrees begin opbou dat die Christene nie meer vir hom as God wil aanbid. Belangrike inligting van nou weer terugkom daarna. En toe Rome afbrand in die jaar 64 na Christus, ek weet later, ek kan nie nou wat kom nie aan dit weer. Het hy daar word stories vertel dat hy op die harp gespeel het terwyl Rome afgebrand het. En direk daarna het hy gesê dis die Christene wat dit veroorsaak. En daarom het die eerste vervolging teen die Christene begin uitbreek. Onder Domitianus wat later gekom het, was dit absoluut sy hoogtepunt gewees. Wat die kerk van Christus aanbetref, was dit op daai stadium het hulle nog nie 'n Bybel gehad. Hulle het net die Torah gehad, die 5 boeke van Moses, die wetboek. Dis al wat hulle gehad. En hulle het die stories gehad van terwyl Jesus hier op aarde was. En hulle het hierdie stories het hulle vertel en vertel en vertel. En hulle weet hoe kan stories gaan? Stories kan baie keer sterkies kry en later word dit 'n vreeslike ding terwyl dit nie regtig so was. En so het die ouens al hoe meer beginne om die inligting neer te skryf in briewe. Markus was die eerste een wat dit gedoen het. En daarna het Lukas en Johannes en Matteus hulle briewe geskrywe. So almal min of meer tussen die jaar 40 na 65 na Christus plus minus was hierdie evangelies geskryf. Nog 'n bietjie later was die briewe van Paulus gewees. Hierdie boek is geskrywe in die jaar plus minus 95 na Christus. Op die hoogtepunt van Domitianus se vervolging van Christus. Christene het letterlik gevlug en hulle het ondergrondse huise gemaak en hulle het daar in katakombes gaan bly. Daar is van daai mense se lyke opgegrawe waar hulle reus so gestaan het omdat hulle in hierdie blou vangetjies rondgekruip het en dit nooit weer gesien. Ander het natuurlik uitgegaan en kos landbou gaan doen om graan te kry en wat hulle weer ingebring het na die plekke. Christene, omdat hulle so gejag was, het hulle dit weggekruip so ver as hulle kon. Dit was die kerk van Christus in daardie tyd. Kort hierna, want in die jaar 90, in die begin van Domitianus se groot vervolging, het hy Johannes, wat die laaste disipel op aarde was wat gelewe het hy hom gevang en het hom verban na die eiland Patmos. Op daardie stadium was vir die kerk, was hierdie man Johannes, wat die disipel van Jesus was, die enigste gesagsbron om te sê, het Jesus so gesê, het Jesus dit gedoen, vra hy dit van ons, moet ons so doen, moet ons nie so doen nie, en al hierdie verskillende briewe begin rondhardloop
En al hierdie verskillende godsdienste het uitgespring en die Christendom het vervlak na iets wat jy nie meer 'n definisie vir gee. Johannes was die een spulpunt, die sentrum wat kon sê, destrooi daai, dis reg. Daai moet jy nie na kyk nie, kyk na hierdie goed. Moenie hierdie skrywers lees nie, lees hierdie skrywers. En hy het letterlik van dag tot dag audiensies gehad met mense van Klein-Asië wat hom kom besoek het en gesê het, ons sukkel met hierdie probleem, ons weet nie hoe om dit te doen nie, ons weet nie om hieroor te dink nie, ons weet nie hoe hierdie besluit te neem nie, en hy het die hele tyd hulle besluit te neem. So Domitianus het gesê, eerder as om dood te maak, kom ek vat hom weg, dat hulle nie nou uitkom nie, dan sal hierdie ou Christelike kerkie sal dan verbied. So sit hy op Patmos. En dit is uiters duur vir mense op daardie stadium om 'n bootrit te vat van Turkye af om by Patmos uit te kom. En die kerk het altyd geld op bymekaar gemaak en dan het hulle een wat gesê, "Gaan jy nou en dan gaan praat jy nou met Johannes en dan vertel jy vir hom wat hier aan die gebeur is in ons gemeente en dan kry jy nou sommer 'n reeks antwoorde oor al hierdie goed." En so Johannes op Patmos die een audiensie na die ander gehad om die gelowiges iets te vertel van hoe lyk Jesus, hoe dink Jesus, hoe kies Jesus, hoe praat, hoe moet ons maak hier waar ons is. Nog 'n ander belangrike stukkie inligting, dis nou baie geskiedenis vanmôre, maar dit ons moet daai raamwerk hê sodat ons enigstens verder kan hardloop. Toe die Joodse Christene, die ouens wat Christene geword het dan nou, uit Jerusalem uitgevlug het na Klein-Asië toe, was hulle vir almal bekend as Jode. En die Jode het 'n ooreenkoms gehad met die keiser dat hulle hom nie geaanbid as God nie. Net die Jode was vrygestel daar. So toe die Christene wat in Jerusalem gebly het, nou vlug uit Jerusalem uit oor die vervolging wat daar gebeur en hulle kom in Klein-Asië aan, het hulle onmiddellik na die Joodse kerke toe gegaan, na die sinagoges toe. Hulle het daar gaan aanbid. En vir baie lank het die Joodse sinagoges hulle ingeneem, want hulle is Joods en hulle het en so het hulle al hoe meer begin praat oor die Jesus wat hulle en die Jode wat nie in Jesus geglo het, al hoe meer 'n verwydering begin beleef, totdat eendag daar 'n pennie gedrop het. Een rabbi het gesê, van vandag af sal 'n Christen nie meer welkom wees in ons sinagoges. En die oomblik toe die Christene uit daai sinagoges uitbeweeg het die Romeinse keiser gesê, julle val nou nie meer onder die Joodse beskerming nie. Van nou af word julle net soos al die ander volkere verplig om die keiser as God te aanbid. En dit was 'n eksistensiële krisis vir die Christen. 'n Laaste stukkie wat dit vir hulle moeilik gemaak het. As jy jou indruk in die jaar 95 na Christus, mense se lewensverwagting op daardie stadium was tussen 30 en 35 jaar gewees. So ons is besig met die derde en die vierde geslag van Christen wat nou as jong mense in die kerk sit en moet sê ons lewe lank nog Christene, ons oupas en ons paas was Christene, ons is Christene en ons leef in hierdie kultuur. Oupa het hulle altyd vertel. Die Here gaan eendag gaan dalk volgende week wees. Julle moenie hou op spaar. Julle het nie die goed nodig nie. Jesus gaan kom en dan is alles verby. En so die een geslag na die ander het gehoor en eers het daai geslag gesê ek glo nie hierdie storie nie. Hierdie ding van Jesus wat weer gaan kom maak nie sin nie. Hoekom is ons nou weer Christene? Net om deur die Romeine aangeval te word, net om deur die ekonomiese stelsel verwerp te word. Ons kan nie handel dryf soos ander mense nie. Ons kan nêrens ingaan waar hulle altyd ingaan nie. Ons kan nie doen wat hulle doen nie. Daar's plekke, ons gaan 'n bietjie later daarby kom in die reeks waar mense verbied was om in die agoras in te gaan. Net omdat hulle Christene is. So die Christene het by 'n punt gekom waar hulle gesê het, hierdie God ding maak nie meer vir ons sin. Maak nie meer sin. Dit gee ons net pyn. En hierdie boodskap het geïnfiltreer. En hoe meer mense hieroor gepraat het, hoe meer het die onsekerhede ingebou en is die fondasies ondergrawe.
Hoe kan jy dit glo van God? Hoe kan jy dat glo van God? Daai storie is mos 3000 jaar terug, man. Hoekom kan jy nou nog daaraan glo? Dis Joods, jy kan nie dit nie glo nie. Jy moet nou iets anders glo. En so het hierdie gelowiges later nie meer geweet wat om te glo. Hulle was te mekaar as wat jy kan dink. Johannes sit in Patmos en sien hoe hierdie offer van Christus besig is om weg te kalwe. En al meer mense sê, maar hy het vir ons, hy gee vir ons paaie, hy doen dit, hy doen dat, hy gee vir ons bedes, hy doen dit, al hierdie wonderlike, dat moet jy maar aan dit as ander Christene het gesê, ag nee, jy weet wat hulle sê jy moet doen. Hoe glo ons wat jy glo? Sit jou geldjie daar in die offer in die offermandjie. En gaan na die agora toe en doen jou besigheid te verkoop jy goed. Môre kan jy mos weer sê, ag Here, jy weet wat ek glo. En daai tyd het dit. En nou raak Johannes diep onder die indruk van die verval wat daar in die kerk van Jesus Christus plaasvind. En dit is nie vreemd aan ons nie. Ja, ons gaan praat oor 'n geskiedenis en oor iets wat in die jaar 95 na 100 jaar Christus plaasgevind het. Ons gaan daaroor gesels en ons gaan net klop goeie verduidelik wat dit betref. Maar dit is nie vreemd aan die kerk in die tyd waarin ek en jy leef. In ons tyd is daar meer mense wat wonder oor die almag van God as wat hulle wonder oor waar môre se kos vandaan kom. Daar is meer mense wat dink dat die Bybel het stories in wat eintlik nie waar is nie en wat wensdenkery is as wat hulle glo en uitverkoop in dit wat in die woord staan. Daar is meer mense wat wonder oor die bestaan van God as wat hulle wonder oor enigiets anders in die lewe. Die kerk van Jesus Christus het lam geword omdat ons nie ons fondasie in ons harte saamdra. Dis in ons koppe, maar nie in ons harte nie. Ons ken al die goed. Ons kan Bybel vasdra hou. Maar ons harte moet oorgegee wees aan 'n oortuiging dat daar 'n lewende God is wat in beheer is ten spyte van wat mense dink en sê. En ek sal nie ander as om daarop te gehoorsaam. Want dit was die karakter waarmee die disippels geleef het van dag tot dag. Wil jy ek moet stil bly en wil jy my pak slaag gee omdat ek oor Jesus gepraat het? Asseblief gaan, dink jy die pak slaag wat Jesus by van gee gaan minder wees as joune? Hy gaan my die straf om aan God moet gehoorsaam wees baie groter as wat jy my kan gee. So maak my dood is gewig, maak my dood, fyn. Hulle het 'n besef gehad van die grootheid en die almag en die heiligheid en die woordigheid en die heerskappy van die gans ander God wat geen mens gehad het. Dis wat hulle in staat gestel het om deur hierdie keuse so eenvoudig te kon maak. Want vir hulle was om dood te gaan is om te lewe. Vir hulle was om te sterf is om oor te gaan na 'n hemelse teenwoordigheid met God. Dit was nie, o, Here, ek wil nog dit gedoen het in my lewe en ek wil nog straf dit gedoen het. Nee, neem my lewe, laat dit U gewy wees, Heer. Neem my lewe. Fyn met my. So nou is Johannes in Patmos. Hy skryf hierdie brief. En nou sit hy met 'n enorme dilemma. Hy kan nie vir die 7 gemeentes 'n brief skrywe waarin hy vir hulle sê, "Hey, oppas vir daai leier ouderling, want daai leier ouderling met sy naam, hy is die probleem, jy moet nou oppas vir daai ou, want hy is eintlik 'n dubbelagent en hy werk vir die Romeinse regering." Hy kon dit nie sê nie. Hy kon nie vir die gelowiges sê, "Julle moet die keiser weggooi en net in Jesus glo." Dit sou sy dood beteken. So hy gebruik 'n kultuurtaal wat vir die Jode baie bekend was. Die Joodse feeste, die Joodse argeologie, die Joodse astrologie, die Joodse mediese wetenskappe, al hierdie goeie word ingeweef in die verhaal van Openbaringe en hy gebruik
hierdie taal op 'n sekere manier sodat die Jode dit kan herken. Die oomblik wat hy vir hulle A sê, dan weet hy, A beteken dit, want A in 3000 jaar gelede was dat gewees, en dit is die stories wat ons met saamdraai oor die A. Wat vir die Romeine was A heeltemal iets anders. Hulle het nie geklik waaroor dit gaan nie. En nou begin hy hierdie wonderlike verhale met hulle deel. As Johannes dus begin praat, dan begin hy praat oor die een belangrike tema van sy tyd. Een waaroor ek met julle ook baie praat. Wie is God? In nou gedagte wêreld, wie is God? En as hy met hulle begin praat, dan hy begin skrywe hieroor, dan begin hy ongelooflike goeie teëspreek. Vers 1 tot 18 gaan wil ek net herinner aan 'n paar goeders en daarmee sal ek aan. Elke gelowige hoor elke dag dat hy moet deelneem aan die rituele van sy tyd. Dat die keiser die almagtige is, dat hy die God en verlosser is, daar's groot opskrifte wat hulle bo van hulle staatsgeboue gehad het en hoe elkeen die keiser moet sien. Nou vanaf vers 18 begin Johannes met hulle praat. Hy sê die allesomvattende gesag van lewe en aarde kom van God. En die beeld wat hy gebruik is deursuur met verhale in die Joodse kultuur. Die getalle wat hy praat, die getal 7 is vir hulle die getal van heiligheid en volmaaktheid. Die oomblik wat jy 7 hoor, assosieer jy dit met God. Hier is nou een van die getalle wat baie mense baie keer verwar. Die getal 666. 6 is so na as wat jy aan 7 kan kom, maar dit is nie 7. Daar is net een wat heilig is, al die ander goedere is namaak. En 666. So jy kan probeer soveel as wat jy wil, maar jy kan nie God wees. Daar is een God. Daai mense wat dink hulle kan God vervang, dis die ouens wat nie weet. Daar is een wat 'n 7 is. En elke keer wanneer die woord 7 is, gaan dit oor die volmaaktheid, gaan oor die heiligheid van dit wat daar aan is. Jesus se karakter word in vers 5 uitgebeeld. Dat hy liefde het vir elkeen. Dat hy ons deelnemers maak van sy verlossingsplan. Vers 6. Hy bemagtig die gelowiges in God se plan. Vers 7 vertel hy van dat Jesus wat weer met die wolke gaan kom. Onmiddellik kom daar 2 gedagtes vir die Jode, vir die Joodse Christene. 1, die wolkkolom, waar God by hulle was, toe hulle uit Egipte uitgekry het. Hy wolkkolom wat elke dag hulle beskerm het en vertel het van God se teenwoordigheid. Daar's meer van hierdie wolkkolom. As Moses op die berg gegaan het, dan daar 'n wolk afgekom. En die hele berg is toegevou in die wolk. En as Moses dan teruggekom het, nadat hy uit die wolk uitgekom het, het sy gesig helder. So helder gewees, dat die Jode bang was vir hom gesê het, jy moet 'n sluier dra, sodat die blink ons nie bang maak. Maar nog een beeld van die wolk was vir hulle belangrik. Jesus Christus is met 'n wolk van ons weggeneem. En hy sal weer met 'n wolk kom. Met ander woorde, Jesus is nie weg en vergete en ons praat maar net in mooi terme van hom nie. Nee, Jesus is 'n realiteit en hy sien en hy hier en hy gee om en hy staan by ons en hy sal ons nie los nie en hy sal weer by ons uitkom. Vers 8 noem hy homself die Alfa en die Omega. In die Griekse alfabet die eerste en die laaste letter. Dit wat vertel word van Jesus het in Jesus is alles wat gesê kan word is opgevang in Jesus. As jy een antwoord moet hê oor al die vrae in die wêreld, dan is die antwoord Jesus. Hy is die Hy is die Almag. Hy is die een na wie jy is. Sonder hom in jou lewe maak niks meer sin.
vers 12 staan hy tussen die 7 kandelare, dis die 7 gemeentes wat ons later by gaan sien in Openbaring, die 7 gemeentes wat genoem word. In hulle midde is hy, betrokke by hulle. Jesus is nie weg van sy kerk af nie, hy is daar by hulle. Dan gaan hy aan, en Jesus weet wat aangaan, hy sal nie een oomblik alleen los nie, vers 13, hy het 'n goue band om sy bors, onmiddellik maak die Joodse gelowiges die sprong na die hoëpriester toe, wat 'n goue band om sy bors gehad het, en hy wat alleen een keer die jaar in die almagtige nie kon wees. Hy wat maar een dag van die jaar in die teenwoordigheid van God kon wees, by die altaar. Jesus is nou daar, en hy is tussen ons, en hy is beskikbaar, en hy ken ons, en hy weet van ons, en hy sal ons nooit los. Vers 14, sy kop en sy hare is wit, dit dui op reinheid, geen onsuiverheid nie. Sy oë is vuurvlamme, hy sien alles, en hy suiwer alles. Vers 16, in sy hand is daar 7 sterre, dit is die leiers van die 7 gemeentes. Die 7, kom ons sê nou maar die dominee wat in die 7 gemeentes gelei het. Sy gesig is so helder soos die son. Die son, weer terug na Moses op die berg terugkom met die verheerlikte gesig, nie net 'n rukkie wat die glans daar gehou het nie maar net dat ons nie nou gaan kyk nie. Nou is sy gesig soos die son. Kan nie daarna kyk nie, dit is te veel van hierdie heerlikheid. Uit sy mond kom daar 'n swaard met 2 snydkante wat oordeel oor reg en verkeerd. Sy gesig, wat ek nou net gesê, so helder as die son, hierdie onverbloemde heiligheid. Meer intens as wat Moses ooit kon wees, wat hulle enigste grootste rolmodel was, naas Dawid. Is nou hier by ons. Jesus, soveel groter, soveel meer oorweldig as ons grootste rolmodel. Elkeen wat die brief lees, was van hierdie een ding oortuig. Geen aardse koninkryk of leier kan ooit Kersfees hou by die almag en gesag van God en Vader, soos ons dit sien deur Jesus Christus. Daar is geen gesag anders as die gesag van Jesus oor wie ek en jy behoort te buig. Daarom val Johannes soos 'n lijk oor hierdie beeld neer. En dan word daar iets van Jesus vertel wat elke gelowige so nodig gehad het om te hoor in daardie tyd. Want Jesus kom help hom op. Hy is nooit meer bang te wees. Jesus sien ons raak hoe ons dooie lyke voor hom is. En hy sê, ek behandel jou nie soos 'n dooie lijk. Ek laat jou opstaan. Ek vat jou by jou hand, lig jou op, want ek wil in die verhouding met jou staan. Ek het jou lief, en ek wil hier met my karakter met jou saamdra, en jy moet gaan uitleef. En dan staan daar, hy het die sleutels van die dood en die doderheid in sy hande. Hy kan laat herlewe. Hy kan ewige lewe verseker. Hy alleen het die gesag om te herstel in eer deur die Vader. Vriende, ons uitdagings mag dalk so 'n bietjie anders lyk, maar die kernvraag van dit alles bly staan, voor wie buig jy? Ons almal ken die Bybel antwoord hier, ek buig voor Jesus. Dis mos nie waar. Dis mos nie waar. Ons het almal ons prioriteite in die lewe. En ons het baie keer sekere goedes wat ons swaarder weeg as ander. En dit op die ou einde word die gewig van wat ons regtig wil hê, word bepaal deur ons lewenskeuses. Hoe ons geld spandeer, hoe ons tyd spandeer, waaroor ons praat, waaroor ons nie praat nie, wat ons doen, wat ons nie doen nie. En as ek met my mond sê, ek heg geen waarde aan statussimbole nie, maar ek ry 'n kar wat 'n statussimbool is, en kom ons met mekaar. Dan sê ek mos iets wat ek nie regtig doen. So,
As ons dit kom oor Jesus en die almag van Jesus, dis baie maklik om te sê Jesus is my enigste Here. Kan mense dit sien uit jou optrede? Kan dit sien uit die manier hoe jy praat? Dis waaroor Jakobus praat. Jy wys vir jou geloof, wys vir jou geloof uit jou dade. As ek sien wat jy glo, dan weet ek wat jy glo. As ons sê Jesus is my oppergesag, hoe sien mense dit? As dit baie keer net oor ons eie is. Jesus self het op 'n stadium gesê, jy kan nie twee Here dien nie. Want jy gaan die een op 'n stadium hoër ag as die ander een. Jy kan nie twee baase hê wat vir jou opdragte gee. Die een sê doen dit en die ander sê doen dat. Wat moet jy nou volg? En as jy vir jouself reëls wil maak en Jesus se reëls lyk anders as jou reëls, watter reëls gaan jy volg? Want solank as wat ons dan ons eie reëls volg en sê, ag nee, ek sal môre weer reg op die dag opkyk. Die Here het my mos lief, hy sal my vergewe. Dis presies die goeie waarmee die gelowiges in Openbaring gesit. Daarom is dit nodig dat ons dit vir onsself regtrek oor Jesus. En in hierdie beeld sê Johannes vir al die gelowiges wat hierna luister, sê daar is een gesig. Hy is die oorwinnende God wat deur Jesus Christus vir ons 'n offer betaal het sodat ons eendag saam met hom in die hemel kan wees. Hierdie Jesus het nie weggegaan nie. Sy gesag het nie minder geword nie. Die almag van God is nie ondergrawe deur iemand wat sê hy is God op aarde nie. Daar is een God. Die lewende God. Wat ons deur sien in die Ou Testament en die Nuwe Testament. En wat ons in ons families moet saamdra. Dit is nodig dat ons dit afstop. Nie maak. En al die goeders wat valslik hierteen bots, identifiseer en uithaal uit ons geloofsstruktuur. Dit in die grawe is, sodat ons nie meer toegewys is aan die lewende God. Soos ons hierdie reeks loop, hoop ek dat jy gaan saam met my deur die verskillende gemeentes verskillende goed ontdek. En mag dit wees dat ek en jy donderdag aand stil raak vir 'n oomblik net sê, wat is groot aanbid in